weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou.
Gemeente staan asseblief. Liewe familie en vriende, ons is vanoggend hier saam om oom Harry se lewe te vier en dankie te sê vir sy lewe. En om vir hom totsiens te sê en dankie te sê vir sy ewige lewe by die Here. Ek wil graag begin deur saam met julle 2 stukkies op die blaadjie wat julle daar in die hand het voor te lees. Dit is so treffend gestel, 'n mens kan dit eintlik nie los nie. Lees saam met my daardie klein stukkie onder oom Harry se foto op die eerste bladsy. Daar staan: jou lag, jou liefde, jou sagte gees in ons harte vergeet ons nie wees. Al is jy weg, jou lig skyn voort in elke herinnering, in elke woord. Rus sag, geliefde, jou werk is klaar, jou spore bly vir ewig daar. En dan ook op die agterblad van die blaadjie iets net so treffend gestel, wat ek ook graag saam met julle wil lees. Met diepe dankbaarheid en liefde neem ons afskeid van Harry Smith. Hoewel ons harte swaar is, koester ons die kosbare herinneringe en die blywende impak wat hy op ons lewens gehad het. Harry se liefde, wysheid en vriendelikheid sal vir altyd in ons harte voortleef. Mag ons in hierdie tyd van afskeid troos vind in die wete dat hy in vrede is. En dan sê die familie verder: ons waardeer die liefde en ondersteuning van familie en vriende in hierdie moeilike tyd. Mag ons saam onthou, treur en vier die lewe van 'n geliefde wat vir altyd deel van ons sal wees. Dan wil ek ook graag namens die familie op hierdie punt net enkele bedankings met julle deel. Hulle sê baie dankie vir die dominee, vir die diens en vir sy bystand. Dis vir hom een groot voorreg. Baie dankie vir Lucretia, vir die versorging van oom Harry se wonde. Baie dankie vir Lorika, vir die daaglikse versorging. Baie dankie vir Eileen, vir die 24/7 op bystand wees vir sy versorging. Baie dankie Rachel, Martie, Renet en Ruben vir kos die afgelope week.
en vir Karmel en Sophie vir die blomme. En dan familie en vriende van ver en almal wat vandag hier is, vir julle sê hulle ook baie dankie. En baie dankie vir die vrouediens vir die verversings. En dan ten slotte, en nie die minste nie, vir Afkop en in die besonder vir Gavin vir hulle uitstekende diens. Dit is so 'n paar woorde van die familie. Ek wil tog die geleentheid gee, as daar iemand is wat graag ietsie wil sê, dan is julle welkom om na vorentoe te kom en ietsie te deel. As daar niemand is nie, maak dit nie saak nie, maar 'n mens wil tog die geleentheid gee as iemand dalk 'n behoefte het om iets te sê. Ek het 'n paar van die so, dan kom ek vorentoe. Almal, dankie dat ek kan wees. Ja, maar dit baie se geskenke en almal wat gehelp het in die harde tye. Ons het almal geweet hierdie gaan kom. Maar dit maak glad nie makliker om meer te deel nie. My oupa sê altyd vir my, die een ding wat jy gaan weet in lewe, dat jy nooit kan van weghardloop nie, as jy gaan doodgaan. Maar dit maak nie saak nie, dit maak saak is jou lewe en hoe mense dit beleef. Ek wil net vir almal sê, hierdie man het 'n impact aan ons gehad wat baie min mense kan hê. En ja, sal vir baie mis oupa. Baie dankie. Is daar nog iemand wat daar sê, julle is baie welkom. As daar nog iemand is wat ietsie wil sê. Daar sê. Net so 'n klein regstellingkie toe ek nou na die danking kyk, toe sien ek dis eintlik lyk my Cornel vir die blomme. Ja, maar Cornel, jy's welkom sussie, enige tyd. Goeie almal. Ek wil net ook dankie sê vir my pa wat reg staan om altyd almal te help met enigiets en alles wat hy moontlik kan en wat in elke liewe oomblik vir oupa gesorg het. Wat oupa gebad het, wat alles gedoen het om sy lewe probeer gemakliker te maak op die einde. Dat die ons voorbeeld ongelooflik baie. Dankie. Dankie Marlies, ek kan net ja en amen daarop sê. Fanie sal nou nie vir homself dankie sê nie. Maar ek dink Fanie, jy verdien 'n paar goue medaljes. Ook van jou familie. Baie dankie vir daai woorde Marlies. Nog iemand dit ietsie wil deel? Julle is welkom. Kom ons buig dan die hoofde en dan bid ons saam. Liewe Here, ons is vanmiddag, eintlik vanoggend, as familie en vriende hier by mekaar. En ook aanlyn hier by mekaar. Daar's ander geleenthede, Here, waar dit vir ons lekkerder is om as familie en vriende by mekaar te wees. Wanneer 'n babietjie gedoop word, of wanneer ons kinders trou. En dan is ons bly, en ons het vreugde, en ons is dankbaar. En ons glo, liewe Here, dat U ook by sulke geleenthede by ons is, en saam met ons bly, en dankbaar, en vol vreugde is. Maar vandag is ons hier by mekaar, met 'n stuk hartseer, met 'n groot gemis, waar ons totsiens gaan sê vir iemand wat 'n reuse rol in sy familie gespeel het. Vir iemand wat oor die 40 jaar op die kerkraad ook in hierdie gemeente 'n reuse rol gespeel het. En daarom, Here, alhoewel ons so dankbaar is vir alles wat hy was en wat hy gedoen het, is daar 'n groot gemis.
En is ons hartseer? Ja, en is dit vir ons moeilik om vandag hier te wees? Maar dankie dat u, net soos u in goeie, opgewonde, opgewekte tye by ons is, dat u ook vandag in hierdie hartseer, moeilike tyd by ons is. En net soos u altyd in goeie tye en in opgewekte tye vir ons 'n boodskap het uit u woord uit, so het u ook vandag in hierdie omstandighede, met ons harte in hierdie toestand, vandag vir ons 'n boodskap. Here, werk asseblief in elkeen van ons harte, soos net u dit kan doen, deur u Heilige Gees. In Jesus se naam, amen. Wanneer ons terugdink aan ons eie lewens tot hiertoe, of dit nou 90 jaar of 80 jaar of 70 of 60 jaar is, en of dit 25 jaar en 10 jaar en minder is, dan sal ons almal saamstem dat daar een woordjie geskryf is oor elkeen van ons se lewens. Genade. Die Here se genade, wat eintlik maar onverdiende guns beteken, wat eintlik maar beteken dat die Here so goed is vir ons, al verdien ons niks daarvan nie. Dit is ook waar van oom Harry se lewe, van oor die 90 jaar. Oor elke dag, en oor elke maand, en oor elke jaar, is die Here se genade oor sy lewe geskryf. En daarom kan ons vanoggend as eerste lied 510 saam sing. Genade onbeskryflik groot. Julle kry dit ook op die blaadjie. Ons skriflesing kom vanoggend uit Romeine hoofstuk 8. Daar lees ons vanaf vers 18 tot 25.
Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe. Nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Tot sover ons skriflesing. Lyding is nie maklik nie. Dit is soms baie moeilik, selfs verskriklik. Die Christene aan wie Paulus hier in Rome skryf, het geweet wat lyding is. Hulle het baie swaar gely en is wreed vervolg weens hulle geloof in die Here Jesus Christus. Die skepping waaroor Paulus hier skryf, weet ook wat lyding is. Paulus skryf dat die skepping, die natuur, aan verydeling onderworpe is. Ons kan byvoeg al die lyding wat die natuur deurgaan weens die mens se praktyke. Oom Harry het ook geweet wat lyding is. Alhoewel hy baie dapper was dit verseker nie aldag vir hom maklik om so te sukkel met sy gesondheid, so swak te word en so van ander vir sy daaglikse versorging afhanklik te wees. Julle, as familie en vriende, weet ook wat lyding is. Julle het hom versorg en ondersteun. Julle het gesien hoe hy ly. En dikwels het julle so magteloos gevoel wanneer julle nie iets aan sy lyding kon doen nie. En het julle saam met oom Harry gely. Ons lees hier in Romeine 8 nie net van lyding nie, maar ook van die heerlikheid. Alhoewel lyding verskriklik is, soos ons weet, lees ons hier dat die lyding nie opweeg teen die heerlikheid wat vir ons wag en wat vir ons voorlê nie. As 'n mens die lyding op 'n skaal sou sit teenoor die heerlikheid, dan sou die heerlikheid baie swaarder weeg as die lyding. Die heerlikheid is so groot dat die lyding, al is dit hoe erg, nie naby die heerlikheid kan kom nie. In die woord heerlikheid kry ons die naam Heer. Heer
en heerlikheid. Hierdie heerlikheid het dus iets met die Here te doen. Eintlik alles met die Here te doen. Dit het daarmee te doen om by die Here as jou Here te wees. Paulus skryf, deel van hierdie heerlikheid is dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Oom Harry is nou op hierdie oomblik, wanneer ons hier by mekaar is, dis nou 26, 27 minute oor 11, op hierdie oomblik is hy nou in hierdie heerlikheid. Om die waarheid te sê, hy beleef nou eerstehands hierdie heerlikheid. Want hy is by die Here van die heerlikheid. En hy ervaar nou volledig wat dit beteken om God se kind te wees. Hy weet nou verseker, sonder enige twyfel, dat hy gered is. Hy sien die Here. Ja, hy sien die Here nie meer net in die natuur, of in die Bybel sy woord, of in gebed, of in geloof nie. Nee, hy sien nou die Here van aangesig tot aangesig. Met al die wonderlikheid wat dit behels. God se heerlikheid, sy grootsheid, sy majesteit, sy lig, sy glans, sy liefde. Sonder enige verganklikheid. Sonder enige vrees vir die dood. Want dit sal nie meer met hom gebeur nie. Nooit nie. Hierdie heerlikheid is so wonderlik, dat ek oortuig is oom Harry sal nooit weer terugdink aan die lyding wat hy hier op aarde ondervind het. Liewe familie en vriende, julle lyding saam met oom Harry is nou ook op 'n einde. Want julle weet dat oom Harry by die Here in sy heerlikheid is. Ja, julle mis hom baie. En ja, julle gaan hom nog baie mis. Want hy het so 'n groot rol in julle lewens gespeel. Maar die heerlikheid van die Here, waar hy nou is, bring vir julle troos. In die plek van julle lyding is daar nou hoop. Hoop dat julle ook op 'n stadium sal wees waar oom Harry nou is en hom weer sal sien. En volharding, die krag om ten spyte van die groot verlies elke dag weer op te staan en aan te gaan en te volhard terwyl julle hier op aarde is. Die krag wat God self deur sy Heilige Gees in julle gee. Hy self neem julle van die lyding tot in die heerlikheid, net soos hy met oom Harry gedoen het. Amen. Ek gaan nou ons geloofsbelijdenis met julle deel. En daar's 'n rede hoekom ek dit graag wil doen. Wanneer ons bely dat ons glo in God die Vader, dan weet ons
Hy was die God wat elke sekonde van elke dag vir Mary gelei en beskerm het en by hom was. Wanneer ons sê dat ons glo in ons Here Jesus, dan sê ons daardeur dat ons glo dat Mary nou by die Here en in sy heerlikheid is, omdat Jesus dit ook vir hom moontlik gemaak het. Want Jesus het ook vir hom aan die kruis gesterf. Jesus het ook vir hom opgestaan uit die doodheid, sodat hy kon opstaan uit die doodheid en nou vir ewig by die Here in sy heerlikheid leef. Dieselfde Here wat dit ook vir elkeen van julle moontlik maak om vir ewig by hom te wees deur sy verdienste. Ons sê ook in ons geloofsbelijdenis dat ons glo in die Heilige Gees. Die Heilige Gees, wie se krag ek net van gepraat het, wat julle al is dit hoe moeilik in staat sal stel om met die res van julle lewens aan te gaan totdat julle by hom by die Here aansluit. Ek lees graag die geloofsbelijdenis vir julle. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, ja, en die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Dit is juis oor hierdie opstanding van die vlees en die ewige lewe wat nou beleef en waarheen ons op pad is, dat ons nou in lied 602 gaan sing. As ons nou lied 602 sing, probeer in jou gedagtes 'n prentjie kry van dit wat ons nou oor sing. Want daarin lê soveel troos. Want daardie sien jy iets van dit wat oom Harry nou sien en beleef. En dit gee ook vir jou en vir my hoop en krag om te volhard. Want ons is ook daarheen op pad. Nadat ons die 602 gesing het, staande gesing het, wil ek vra dat die draers vorentoe kom. Ons gaan dan die kus uitdra en dan die res van die verrigtinge daar buite by die lijksbaar hanteer. Sluit asseblief dan daar by ons aan. Kom ons sing, lied 602. Ons
Goed. Vriende, ek wil graag net die woorde van die begrafnisformulier met julle deel. Want ook in die woorde van die begrafnisformulier lê daar vir ons 'n stuk troos en ook 'n krag en 'n hoop en 'n volharding waarvan ons net nou in Romeine 8 gelees het. Ek lees graag saam met julle. Harry Smith is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n ander lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom, wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Liewe Here, aan U kom toe die lof en die heerlikheid tot in ewigheid. Vir hom Harry se lang en geseënde lewe. Vir U by hom wees, ook deur die laaste veral moeilike tyd van lyding. En vir die feit dat U hom na U toe geneem het, waar hy vir ewig by U is en vir ons elkeen wag. Here, ons wat agterbly, ons wil, soos Paulus hier gesê het, voluit vir U lewe, soos oom Harry gedoen het, tot sy nagedagtenis. Dankie dat ons weet, U sal ook vir ons die krag en die hoop en die volharding gee, ook daardie dae wanneer dit moeilik is, om te kan aangaan. Dankie dat U net so by en in elkeen van ons deur U Gees is, deur U Heilige Gees is, as wat U by en in oom Harry was, en nou vir ewig sal wees. En daarom is my gebed, liewe Here, vir hulle as familie en vriende, dat U hulle sal seën en hulle sal beskerm, dat U tot hulle redding sal verskyn en hulle genadig sal wees, dat U hulle gebede sal verhoor en aan hulle U vrede sal gee, net soos U vir oom Harry gedoen het. In Jesus se naam, net deur Jesus moontlik gemaak. Amen. Ek gaan nou vir julle geleentheid gee om op julle eie tyd te kom totsiens sê. As julle rukkie hier wil spandeer by die kus, sodra almal die geleentheid gebruik het wat dit wil gebruik, dan gaan Kevin vertrek. En gaan ons totsiens sê. Maar onthou, totsiens beteken totdat ek jou weer sien.
Dis hoe ons totsiens sê. Jy het nou 'n tydjie om totsiens te sê. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde en die genade dat ons so saam kan wees hierdie dag voordat ons môre die geboorte van ons Heiland en Verlosser gedenk. Baie dankie vir vriende, familie, Here, en dat almal vir ons goed is, Here. U is die genadige Vader. Dankie ook vir die voedsel wat U gaan voorsit. Seën dit in ons liggame en vergewe al ons oortredinge. Hou vir ons in die palm van die hand, Here. Wees ons genadig. Ons bid en dank en loof U in Jesus se naam. Amen.